Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vandag se erediens. Ons gaan so 'n bietjie vroeër begin omdat ons voorsang het vandag. Ons het besluit ons sing hopeloos te min Kersliedere, so ons wil so 'n bietjie ekstra tyd inbou. Baie welkom aan elkeen van julle en as die besoekers is ook baie welkom vir julle. Ons sien baie daarna uit om vandag saam met julle ons Kerssangdiens te hê. Net so 'n paar afkondigings. Ons gaan na die tyd julle hartlik uitnooi om saam 'n koppie koffie of 'n verversing te geniet. Gemeentelede wat onthou het om eetgoed te bring, daar is so 'n bietjie ekstra ook vir die wat nie onthou het nie, maar kom geniet 'n versnappering. Om so ook te sê, vir die wat weggaan op vakansie, mag jy veilig reis. Hierdie geloofsfamilie bid hulle beskerming en seën op elkeen van hulle af. Vir die van julle wat dalk onthou het om Kersfees uitreik goed te bring, onthou julle is welkom tot in Januarie. Julle is welkom om dit altyd voor die diens af te gee by 'n frikkie of sommer net in die portaal of in daai portaal te los. Maar ons gaan nog tot in Januarie, ek dink die tweede Sondag in Januarie gaan ons afsluit, dat ons die skoolbehoeftes daarom vir die kinders kan kry. Net so 1 of 2 afkondigings vir almal wat wat die week verjaar, baie geluk. Maar ek weet nie of julle gesien het hoeveel huweliksherdenkings is daar nie. Baie geluk aan almal wat hulle huweliksherdenkings vier. Vir my man, baie geluk met ons huweliksherdenking. Ek het nog nie vir jou gesê nie, geluk. Ons hardloop nog die hele oggend. Dit is 'n voorreg dat ons as geloofsfamilie ook in die lief en leed van mekaar se lewens kan deel. En dan wil ek net herinner, ons is nog nie klaar by hierdie gemeente nie, daar gebeur nog 'n paar goed. Daar's 'n aktief stap komende Saterdagoggend en weer die 13de. En dan sal ons binnekort ook die Kerspreekprogram opsit vir Desember. So weet dat hierdie kerk sal hy wees, ons gemeente sal hy weet en ons nooi julle elkeen hartlik uit. Baie dankie aan ons musiekspan. Ons gaan dan nou amper begin met voorsang. Ons gee geleentheid dat almal nog in beweeg. Sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom lof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom, ja hom erken as Heer.
Penny smile that we pa-rum-pa-pum-pum. Me and my drum. Ek deel vandag 'n gedig met julle in Kersfeestyd, 'n gedig oor stil word. In Kersfeestyd stil word die wêreld 'n bietjie sagter,
soos wind wat deur dennenaalde fluister, so sterlig wat wag op 'n hart wat wil onthou. In Kersfeestyd raak tyd stadig en vol geheue, van klein handjies wat geskenke vou, van oë wat glinster, van harte wat verlang na vrede. In Kersfeestyd dra ons vreugde, soos klokke wat lui, maar soms dra ons ook stilte, soos 'n leesstoel, 'n woord wat nooit gesê is nie. En tog, soos 'n liggie wat onverwags aangaan, soos 'n ster wat skielik wys watter pad om te stap, bring God weer sy tyd in ons tyd. 'n kind word gebore, 'n naam word besing, lig oorwin donker, hoop vind 'n tuise. Want in Kersfeestyd praat God weer saggies, moenie bang wees nie, ek is hier vir jou, vir nou. Ek gaan vir Jannie op die hoog verhoog verwelkom. Jannie en Susan en Shani, baie dankie dat julle vandag ons bedien. Ons sien baie uit om Christus ook deur julle te ervaar. Kersfeestyd word elke jaar verkondig hoe God as mens neergedaal het na ons, om deur sy offerdood sy volk te red van sonde, sy kinders van dood en van smart, en nuwe hoop het opgevlam op aarde, toe hy die nag gebore is, ons Heer, kniel voor hom neer, kom loof hom, hy is dit waardig, dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal hier neer. Dis Kersfees, kom hoor die boodskap weer. Soos deur die eeue Christene vergader, by die krib van die heilige kind. So dien ons hom steeds, ons voorspraak by die Vader, by wie ons almal die ware lewe vind. Ons kan hom nooit na waarde loof en prys nie, vir ons gebore, Immanuel is sy naam. Kom almal saam, kom sing, o Kersgesange, dis Kersfees, wat ons aan Jesus wy. Dis Kersfees, hy leef vir jou en my. Kom ons staan almal op en saam sing asseblief. Kom almal saam, kom sing, o Kersgesange, dis Kersfees, wat ons aan Jesus wy. Dis Kersfees, hy leef vir jou en my. Nog 'n keer asseblief julle, baie mooi.
Ek is maar een van die ouens wat altyd glo, sing tot eer van die Heer 'n nuwe lied. Dit moet altyd gebeur. Maar, soos in hierdie liedjie nou gesing is, dis darm lekker om die ou Kersgesinge te sing. En nou, o Christus diep verlange, later jare ons verlange, was vir my as kind altyd, ek het dit maar altyd so bietjie met Kersfees geassosieer. En daar is natuurlik die latere weergawe, en ek self hou ook daarvan om so nou en dan 'n bietjie te karring aan bestaande tekste, om so 'n bietjie my eie belewenis daarin weer terug te bring, want daar's van die ou woorde van o Christus diep verlange, wat vir my so diep raak, dat ek het graag weer 'n bietjie wil sing. En so, 'n klompie jare gelede, dis ook alweer amper 20 jaar gelede, het ek daar hierdie verwerking gedoen, of die herskrywing, en ek sing dit graag saam met Susan en Shani. O Christus, diep verlange van elke sterweling, met helder jubelsange sal ons u koms besing. Ontvlam in hierdie dag ons harte deur u Gees, en skenk in welbehae. U luister aan ons fees. My magteloos gebonde, maak u van bande vry. Ek is bevlek met sonde, maar u kom reinig my. Ons lewe is een sterwe, tot u ons op laat staan, en rykdom laat beerwe, wat ewig bly bestaan. So Sion lang tevore sy koning kon begroet, Hosannas jubelkore en palms voor sy voet. So sal my lied u vrede, my hart die koms besing. My lof en dankgebede u juichend hulde bring. Dominee, was dit gepas? Ag julle, kom ons klap heel aan die einde dalk so 'n bietjie. Alright, as julle nie omgee nie. Maar dankie dat julle geklap het, nie kwaad daaroor nie. Ag, dit is maar net so groot voorreg om hier by julle weer te wees. Ek wil maar sê Natalia namens ons al drie, dankie dat julle ons weer hier so by julle het. Ons waardeer dit regtig baie, hoor. Habakuk 3. Julle, dit is tye gewees, hè? Vandat ons was dalk al dit was al tyd toe ons laas hier was ook. Maar nog allerlei tyeghede ingeslip en so aan. En dan op die ou end, soos wat Habakuk gesê het. Selfs al sou die vye ophou bloei, selfs al sou die druiwe skaars nog groei, ook al sou die oes maar weer misluk, storms als verwoes of droogte druk, selfs al sou my skape ophou lam, nes die water opdroog in die dam,
ook al word die beeste in my kraal uitgeteer deur honger, vyfveld kaal. Dan sal my hart bly jubel in die Here, dan bly ek juig oor die God van my heil. Hy gee my weer krag om op te staan. Nes 'n ribbok rats my weg te baan. Bo oor die hoogste rots, laat die Heer my veilig gaan, wat ook al gebeur, as onheil kom. Ek vertrou op hom. Selfs al sou jou vye ophou bloei, ook al sou jou druiwe skaars nog groei, ook al dreig die storms rondom jou, wees verseker, hy bly getrou, hy bly getrou, hy bly getrou. Hierdie lied, die vorige ene, is 'n toonsetting, eintlik maar 'n herskryf so 'n bietjie van Habakuk 3 wat ek baie jare gelede gedoen het, maar die musiek is geskryf deur Christa Steyn. En Barry, dan klok jy vir Barry van Rensburg, hy is die dominee daar van Pretoria se wel. En hy het in 2006, ekskuus, het 'n synode in die Kaap vir Barry vertel dat hulle 'n seisoen van luister wil hou. Nou luister het mos nou twee betekenisse. Dit mos luisterryk geleentheid wat op hoë vlakke plaasvind, maar daar is daar die belangrike ding van luister. En Barry het al twee die betekenisse ingebring hierin. En hy het dit ook vir Christa gegee om te toonset en sy het hierdie musiek ook geskryf wat nou kom. Ek wil u hoor, ek wil in stilte by u rus. Ek wil my stem voor u verloor. Maak my 'n kind wat steeds bly leer. Gee my 'n oor vir u hartklop aan my deur. U praat, u werk in woord en daad. U bou u koninkryk en ons leef luisterryk. Halleluja, 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 halleluja. Ek wil jou hoor as jy jou stories woorde maak. Jy reisgenoot op God se spoor. Ek wil jou lief hê en vertrou. Ek gee my oor vir die stem van God in jou. Hy praat, hy werk in woord en daad. Hy bou sy koninkryk en ons leef luisterryk. Halleluja, 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 halleluja. Ek wil hoor wat op my buitekring bly staan, waar vreemde stemme hul bekoor.
Gee my, o Here, openheid. Gee my 'n oor vir die soekstem van ons tyd. U praat, u werk in woord en daad. U bou u koninkryk en ons leef uw luisterry. Halleluja, 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 Ek weet nie wie van julle nie, maar definitief vir my lewe en in 'n paar van ons gemeentelede wat eerlik genoeg is om dit te deel. En in die personeel se lewe was hierdie 'n rowwe tyd, die afgelope ruk. Dalk is jy eerlik genoeg om jou hand op te steek. Wie van julle voel die afgelope paar weke was net 'n rowwe tyd in jou lewe? As ek het so gedink. En meer gepas as ooit is dit wanneer die Here aanbreek in sy tyd en vir ons sê, maar dit gaan nie net oor julle en hierdie aardse stryd wat ons het, selfs die geestelike stryd en die vleeslike stryd nie. Dit gaan oor Kersfeestyd. Afgelope week het ek so 'n bietjie teruggegaan na die ou storieetjie wat ons as kinders gelees het. En ek dink die kinders sal dit onthou, maar ek nooi julle as volwassenes om dalk weer 'n bietjie kinderlik te luister na die teks wat ons vandag saam gaan deel. Die van Lukas 2 vers 8 tot 14. Sekerlik die mees eenvoudigste vertelling van wat daai Kersdag gebeur het. Nou natuurlik Matteus, Markus, Lukas en Johannes vertel iets. Johannes se Kersfeesverhaal klink heeltemal anders, bietjie baie meer teologies. Maar ek hou van Lukas wat prakties praat en wat ons nooi om ons self te verbeel, jy was daar. So vandag gaan ek 'n bietjie anders die Bybel lees. Ek wil nie eers hê jy moet op die skerm kyk nie. Ek wil jou nooi om jou oë toe te maak. Maak almal oë toe, asof ons bid. En verbeel jouself, jy is een van die karakters wanneer ek die vertelling van Lukas deel. Ryk wat hulle geryk het. Voel wat hulle gevoel het. Hoor die naggeluide wat hulle gehoor het. Hoor die duidelike engele stemme wat hulle gehoor het. En vra jouself, hoe sou jy gevoel het as dit die boodskap is wat jy vir die eerste keer in jou lewe hoor? Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Julle kan julle oë oopmaak. Hoe klink die boodskap? Hoe voel die boodskap? As ons vergeet dat ons het al hoeveel keer hierdie boodskap gehoor, want dis die ding met Kersfees, ons gaan deur die motions, asof dit net nog iets is wat ek moet doen, asof ek weer my tande moet borsel, want dis wat my ma gesê het ek moet doen, toe ek klein was en my man kla as ek dit nie doen nie. Maar Kersfees kan ons nie op dieselfde manier omgaan nie. Ons moet mos doelbewus ons harte voorberei. En deel van dit is om vir onsself te sê, in Kersfeestyd, daardie woorde dra 'n wêreld van betekenis. Want hierdie teksgedeelte kom sê vir ons die belangrikste ding in die geskiedenis en in my en jou geskiedenis, in my en jou lewe, daar's 'n verlosser gebore. Vanoggend berei ek voor en ek lees die verhaal van 'n man wat vertel, sy ouers het verskriklike ryk vriende gehad.
En elke jaar as hulle by die mense gaan kuier, het hulle iets saamgevat. Ma se tuisgemaakte perske-konfyt, pa wat biltong vir hom gedroog het. En dan het hierdie baie ryk vriend gegaan en hy het baie geskenke gaan koop. Baie. En hierdie mense het altyd gesukkel met die ding dat, hoekom kan hy nie 'n geskenk ontvang van hulle nie? Hoekom was hy nie te vind daarvoor om met hulle nederigheid waarin hulle dit bring, met die grootste, mooiste intensies, net te ontvang nie? En die storieetjie het my laat dink, hoeveel van ons is ook nie maar so onwillekeurig om die geskenk van Kersfees te ontvang nie. Ons voel altyd, ek verdien dit nie. Ek het nie iets groot en duur om terug te gee vir die Here nie. En dis presies waar ons die punt mis. Kersfeestyd nooi ons om net te gaan dink oor hierdie groot geskenk wat ons het. Kersfeestyd is nie net 'n datum op 'n kalender nie, dis nie 'n seisoen of 'n ritme nie, maar dit is definitief 'n tyd wat anders voel as enige ander tyd van die jaar. En is asof die wêreld vir 'n oomblik net asemhaal. Die liggies brand, die winkels speel musiek, mense groet vreemdelinge gemakliker, ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, maar iets binne ons onthou. Selfs al kan ons dit nie altyd verwoord nie, dat hierdie tyd heilig is. En dit is waaroor Kersfeestyd gaan. Want tyd kom leer vir ons dat dit 'n stille onderwyser is. Gedurende Kersfeestyd hou ons op hardloop. Die tyd van die jaar hardloop ons om alles klaar te maak en projekte af te handel, werke, gesinne, skool, verpligtinge, uitdagings. Maar in Kersfeestyd begin ons bewus raak van tyd en bewus raak van ek kan nie so aangaan nie. Ek wil nie so aangaan nie. Want mens vra jouself, ek moet terugkyk en kyk, wat het in hierdie jaar gebeur? Watter vreugdes was daar? Watter pyn was daar? Wie was ek? En wie wou ek graag wees? En baie van ons vier 'n eerste Kersfees sonder 'n geliefde en vra, wie was by ons? En wie is nou net 'n herinnering? Ons kyk ook vorentoe, en dis die geskenk van Kersfees. Wat wag in die nuwe jaar? Waarheen lei God? Wat verwag God van my in die tyd volgende jaar? Wie wil ek wees? En dit is presies hier waar Kersfees inpas. God kom in ons tyd in. Nie net vir 'n feesjaar of 'n feesseisoen nie. Nie om te sê die oorlogstilstand het nou uitgebreek, oorlogstyd is verby nie. Hy kom nie in 'n perfekte wêreld in nie, maar in 'n stil. In 'n eenvoudige, ongewone oomblik in die middel van ons menslikheid kom God sê, my tyd is nou. En ek kom na julle toe as julle verlosser. En die hoef nie soos daai ryk man probeer opmaak daarvoor nie. Ontvang net die geskenk wat Christus Jesus bring, maar ook self is. En daarom hierdie woord wat ons saam gelees het, Ruben, sal jy dit weer op die skerm sit asseblief. Lukas 2 vers 10 tot 11. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Daar is vandag vir julle 'n verlosser gebore. Die engel het nie gesê hy gaan eendag die verlosser wees nie, maar vandag. En daai stelling verander my en jou tyd vir ewig. So in Kersfeestyd kom God ons herinner aan 3 goed. Amper soos die 3 wyse manne en die 3 geskenke. Dalk moet ons 'n oomblik onthou, ons tyd is kosbaar. As ons dink aan geliefdes wat ons die jaar verloor het, as ons dink aan die stellings wat ons maak en ons sê tyd vlieg, dan kom sê Kersfees vir ons, stop. Kyk en staan net 'n bietjie stil, kyk om jou. Wie het jy? Wie is vir jou gegee? Stop en luister. En soos wat ons Advent vandag begin en elke Sondag aan ons Adventkers aansteek, leer ons, alles het sy seisoen. En hierdie seisoen is 'n tyd waarin ons stil staan en luister en kyk. Ja, daar was 'n tyd vir lag en daar's 'n tyd vir huil. Daar's 'n tyd vir wag en 'n tyd vir vrede. En hierdie tyd wat God vir ons kom aankondig, is 'n tyd vol genade. En hy nooi jou om ook 'n bietjie genade met jouself te hê.
Dis die moeiliker een. Ons het dikwels baie genade met ander, maar ons het nie genade met onsself nie. My vriendin Ola sê altyd, wees sag met jouself. Jy mag maar ook 'n bietjie genade hê met jouself, dat jy nie alles afgehandel het wat jy die tyd wou klaar hê nie. Want God sê, hierdie is 'n tyd om sy genade te ontvang. Dalk is dit 'n tyd om ook te dink, wat het ek nie verander nie? Dalk is dit 'n tyd om te dink, wie moet ek vergewe? Miskien is dit 'n tyd wat ek terugkeer na God. Jesus se geboorte kom sê vir ons, is nooit te laat nie, want sy genade maak alles nuut. So Jesus kom en hy vul nie net ons lewens met genade nie, maar hy kom vul ook ons lewens met hoop. Wanneer die wêreld besig voel, donker voel, wanneer die kalender vol is, maar my hart leeg is, herinner God ons, ek is Immanuel, God met julle, God in julle, maar ook God deur julle. En daarom gee Kersfees vir ons weer 'n beeld om te onthou. Stel jou hierdie eenvoudige kersboom voor wat ons hier voor het. Elke liggie is nie te groot nie, maar saam maak dit hierdie donker vertrek warm en vol lewe. Dis Kersfeestyd. Dis 'n tyd waar Jesus ons nooi om saam met hom die lig vir die wêreld te wees. Al is ek so klein soos 'n enkele gloeilampie aan daai kersliggie string. Elkeen van ons dra 'n vonkie van daardie lig. En elkeen van ons dra dit in ons families, ons gesinne en ons gemeenskap in. En daar is waar Christus ons hoopdraers maak in hierdie Kersfeestyd. Hy verwag nie van my en jou om die verlosser te wees nie. Dit is sy plek. Maar hy verwag van my en jou om die hoopdraers te wees. So geliefdes in hierdie Kersfeestyd, miskien is van ons moeg, miskien is van ons dankbaar, miskien is van ons lewens vol vreugde en van ons harte is vol heimwee. Maar hoor weer die engele se woorde, moenie bang wees nie. Daar is 'n verlosser. Hy is vir jou gebore en vir my gebore. En daarom is daar hoop. Mag jy in hierdie Kersseisoen jou lig, jou vrede wat jy in Christus vind, met elkeen deel. Kom ons sit net so en ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die heilige tyd van herinnering en verwondering. Dankie dat U in ons wêreld en in ons lewe ingestap het met lig, vrede en hoop. Help ons om hierdie Kersfees nie net te vier nie, maar te beleef. Maak ons stil genoeg om U stem te hoor, vol genoeg van U liefde om dit met ander te deel. En mag hierdie Kersfeestyd ons omvorm, ons transformeer, om U alleen al die eer te gee. Amen. Ek gee weer oor aan Jannie en sy span. Toe Natalia vir my sê dat sy dat gee die tema gaan wees, toe het ek dadelik gedink, dan is daar nou 'n baie mooi liedjie. My ou vriend Koos Du Plessis, wat nou 42 jaar gelede amper oorlede is, het 'n teks geskryf waarvoor hy self nooit musiek geskryf het nie. Maar ons vriendin, ons almal se vriendin, Dorinda Hofmeyer, het baie jare gelede 'n pragtige melodie daarvoor geskryf. Dit staan daar. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem
net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis geen een net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. Was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar, dis as ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wyses het dit eerste geglo, en deur al die jare bou Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Herders op die ope velde, het die nacht die engele koor, met die blye evangelie, uit die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Met hul harte vol van vreugde, praat hul van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die
vir die eerste keer hierdie liedjie gehoor toe Simon en Garfunkel dit in die 60er jare gesing het. Hallelujah, go tell it on the mountain, all the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Down a lowly manger, humble Christ was born, and God brought salvation, that blessed Christmas. Hallelujah, go tell it on the mountain, all the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Down the lowly manger, humble Christ was born, and God brought salvation, that blessed Christmas. Hallelujah, go tell it on the mountain, all the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Ek reis baie en hulle twee het al duisende kilometers saam met my gereis. En so hier teen 2016, ek skryf net so nou en dan 'n klompie liedjies en dan stop ek weer, dan sing ek weer nie. So by 2016 het ek 'n lys temas, moontlike temas gemaak. Toe ek uiteindelik na die lys temas kyk, toe staan daar een van die temas 5 keer presies net so neergeskryf. Ek het dit nie agtergekom nie, daar was 150. Ek het op die ouend net 10 liedjies geskryf, maar hierdie ene het vir my, jy kan, as jy 5 keer dit neergeskryf het, weet jy, daai liedjie moet jy skryf, en dit is vir my regtig belangrik, en dit het ook my eie credo geword. Ek glo in hom, skilder van die wolke, wat streepies verf oor duine, ontwerper van woestyne. Hy orkestreer formasies vir die trekvoëls, die see se stroompatrone, en hoe winde suis deur bome. Ek glo in hom, komponis van donderslag, uitvinder van vlerke, argitek van wonderwerke. As jy een mens kan lief hê, 'n kind beminde, weet jy van liefde en kan jy glo. Want liefde is 'n wonderwerk, totaal onverklaarbaar, maar onmiskenbaar. Ek staan verwonderd, want dit is daar. Ek glo in hom, ingenieur van wind en weer, beeldhouer van rotse, regisseur van klank en kleur. Hy bepaal die afstand tussen sterre, die steiltes van die berge, die kronkel van riviere. Ek volg hom, skepper van die lewe, ontdekker van die vrede, grondlegger van liefde. As akkoorde jou ontroer, of woorde en 'n wysie
Ken jy ekstase? Kan jy in wonderwerke glo? Ontroering is 'n wonderwerk, totaal onverklaarbaar, maar onmiskenbaar. Ek staan verwonderd en ontroerd en ek bly glo in die skilder van die wolke. Eendag, net so rukkie na ek hierdie liedjie geskryf het 'n ongelowige ou van my gesê, weet jy, een ding wat 'n ou darm nie kan verklaar nie, is hoendervleis. Hoe verklaar jy hoendervleis? En toe sê ek vir hom, as 'n ou nie kan hoendervleis verklaar nie, ou kan seker nie aldag so maklik glo nie, want die Heilige Gees moet dit in jou kom werk. Maar om te glo beteken dat jy hoendervleis kan kry en jy hoef te verduidelik hoekom jy hoendervleis kry nie. Hierdie liedjie is weer een van daai wat ek is so lief daarvoor om 'n stukkie uit die Bybel te vat en dit omskep in 'n lied. En ek kan vir julle verseker, dis waarskynlik, as ek moet raai, deur die eeue, 1 Korintiërs 13, is seker die een wat gedigte en liedjies opgelewer het deur die eeue. Dis tog die kern van ons Christelike geloof en die kern van Kersfees. God wat sy liefde aan ons openbaar het deur sy seun na ons toe te stuur. Sonder liefde klink dit vaal, selfs 'n hemeltaal vol waarde word dan soos 'n flou simbaal. Ook al deel ek al my goed uit, offer ek my lewe op, maar ek doen dit sonder liefde, bly dit als 'n leë dop. Al bekeer jy ook die wêreld, lees die skrif en jy sal leer. Met geloof versit ons berge, maar liefde maak dit alles meer. Ag, die liefde is geduldig en die liefde glimlag breed. Liefde gun 'n ander alles, liefde deel in lief en leed. Liefde hou nie boek van kwaad nie, is oor die waarheid altyd bly. Liefde glo, verdra en hoop als, bedek die kwaad en spreek jou vry. Ander gawes is verganklik, word op aarde uitgedien. Net die liefde bly vir ewig, selfs as ons volledig sien. Ag, die liefde is geduldig en die liefde glimlag breed. Liefde gun 'n ander alles, liefde deel in lief en leed. Liefde hou nie boek van kwaad nie, is oor die waarheid altyd bly. Liefde glo, verdra en hoop als, bedek die kwaad en spreek jou vry. Nou is daar vir ons 3 dinge, geloof en hoop en liefde bly. En die grootste hiervan is die liefde.
dis nou tyd, laat ons 'n regte Kersliedjie sing, nê. Ek wil net vir julle 'n verhaaltjie vertel oor Somerkersfees. Toe Koos Du Plessis oorlede is in 1984, was sy die Somerkersfees glad nie bekend gewees nie. Niemand het hom geken nie. Maar het hom ingeskryf vir 'n kompetisie jare vroeër, en die kompetisie was dat daar met 'n egte Suid-Afrikaanse Kerslied geskryf word. Ons is tog te gewoond, die mense wat die kompetisie uitgeloof het. Ons is tog te gewoond, het hulle gesê, daar's altyd sneeuvlokkies op ons kerskaartjies. Dit is minder so deesdae, julle, né? Ek hoop daarom regtig so. Lanklaas ek 'n regtige volledige sneeubedekte kerskaartjie gesien. Maar Koos Du Plessis het gedink, hy wil liewer 'n warm somerkersfees vir ons bid van die Here af, en hy het dit geskryf. Ongelukkig het hy nie gewen nie, en daarom het ons nooit die liedjie toeleer ken nie. Eers na Koos oorlede is, Koos is 84 oorlede, en 'n vriend van hom, Tini Teunissen, het dit onthou. En danksy Tini het die liedjie behoue gebly. Ek het ook 'n versie bygeskryf. Tini, toe ons sit 'n televisieprogram gemaak, en Tini wou hê ek moet dit sing. Ek sê, nee man, ek ken geen 'n lied van 'n Koos Du Plessis Kersliedjie nie. Sê, ja man, hy onthou hom, en hy skryf vir my die woorde neer, en onthou die wysie ook, en so het dit behoue gebly. En ek is so saam met ou Koos bly, dat dwars oor die wêreld vandag, waar mense Kersfees vier in Afrikaans, dat hierdie liedjie gesing word. Ek sal bly wees as julle gaan lekker saam sing, op sekere stadium, ek sal weer beduie, soos nou, ek sal eers so 'n stukkie alleen sing, en dan kan julle asseblief saam sing. Welkom o stille nag van vrede onder die Suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke beier in eeue oue taal? Kyk, selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk 'n helder somerkersfees aan hierdie land, o Heer. Kom ons staan so lank op. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kom hier. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk 'n helder somerkersfees aan hierdie land, o Heer. Nog 'n keer asseblief. Kersfees kom, gee aan God die
O Heer. Bly sommer staan julle asseblief. Ons gaan geleentheid gee dat julle die Here dien met julle offergawe, so ek nooi julle om net 'n oomblik weer te sit. Sorry, en dan sal ons afsluit met stille nag. Baie dankie. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ons hemelse Heer, dankie dat ons U kan dien met wat ons het. Dankie dat ons vandag ons drome, maar ook ons versigtinge vir die res van die jaar nog in hierdie mandjie kan kom plaas voor U troon. Vader, ons bring alles wat ons het. U weet wat ons in ons harte dra en U weet wat ons in ons hande dra. Dankie dat U ontvanklik is vir wat ook al ons voor U troon bring, solank dit met 'n hart is wat U wil ken. Vader, seën hierdie gawes, dat ons die gemeenskap in Alberton kan seën, veral in 'n tyd soos hierdie waar mense geen hoop het nie, dat ons gemeentes 'n baken sal wees waar mense U lig en die redding kan vind. In U naam alleen. Amen. Janie, ek gee weer oor aan jou. Baie dankie. Sal seker nooit 'n Kersdiens wees wat volledig Kersdiens voel as ons nou ook nie daardie ou Kerslied saam sing nie. Ek gaan in 2 ander tale dit sing en as julle die tale ken, sing saam, want dan gaan ons die Afrikaanse 3 versies van die Afrikaanse ene sing en daai tyd moet julle asseblief opstaan. Alraai. Musik
night, holy night. All is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Kom ons staan op julle. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvorst, ons gee ag op die lied van die engelenkoor. Herders het die eerste gehoor. Juich, die redder is daar. Juich, die redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus Heer, voor u mag, voor u ryk moet die duisternis soog, tot in ewigheid bly u die lig. Heer, gebore vir ons, Heer, gebore vir ons. Ons het hier saam herinner, saam gesing, saam geluister en nou gaan ons terug in die wêreld in, maar ons gaan nie leeg nie. In Kersfeestyd gaan ons die lig dra, waar die duisternis nog probeer wen. In Kersfeestyd gaan ons vrede leef, selfs wanneer dit moeiliker is as stilte of afstand. In Kersfeestyd gaan ons liefde gee, nie omdat mense dit altyd verdien nie, maar omdat die een wat ons volg, wat die liefde self geword het, in 'n menslike vorm. In Kersfeestyd gaan ons hoop onthou, selfs wanneer omstandighede sê dis sinloos, want God se tyd is groter as ons tyd. So gaan met die wete dat die Christus wat gekom het, die Christus wat leef en die Christus wat weerkom met jou sal gaan. Mag die lig van Christus jou pad verlig. Mag die vrede van Christus jou hart stil maak. Mag die liefde van Christus jou dra en uitstuur. En mag die hoop van Christus in hierdie Kersfeestyd nuut in jou lewe brand. Gaan in vrede, want God is met jou. Jannie, ek wil vir jou en jou span baie dankie sê vir die manier waarop julle ons bedien het. Dit was 'n voorreg en 'n seën. En gemeente, ek wil julle vra om vir hulle 'n hartlike handeklap te gee. En ek gaan nou voorbarig wees, aangesien julle nou meer as een keer die was julle nou soos familie. Het julle vir ons nog een? Dankie, julle kan julle sitplekke neem, het lyk my hulle koop wat ek sê. Die gemeente ken my as voorbarig, jammer dat julle my solo moet leer ken. Dis glad nie voorbarig nie. Langehoven het gesê, daar is net een genieting
wat straffeloos oordrywe mag word, en dit is musiek. Ja, daar is eintlik 'n lied wat ek baie graag vir julle wil sing. Net 'n oomblik, dat ek hierdie ding net bietjie hoorstel. Koos, nog 'n keer. Ek weet, die lied was ook nie tydens sy lewe bekend nie, weet julle dit? Eers by sy begrafnis, in Januarie 1984, het sy vriend Nick Taylor die lied gaan sing by sy begrafnis, en sedertdien weet ek net, dat hierdie lied aan soveel harte, en soveel lewens geraak het. Laat my nooit u grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit, Heer, die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na u waters van rus. Lei my, Heer, vandag daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na u waters van rus. Lei my, Heer,